So vanoggend is dit vir my, so sonder krag en sonder ligte, is dit vir my belangrik dat ons vir 'n oomblik, soos wat my pa sou sê, boeke vat. As ons dan nou sê, ons gaan lydenstyd in, en ons vier die kruisdood van Jesus, wat beteken dit? En wanneer ons nou kyk na my tema vanoggend, 'n radikale Jesus wat jou lewe radikaal verander, en is 'n reeks van 7 dienste wat lei tot en met Paas-Sondag. Dan moet 'n begin opwees as jy nou kyk na die tema en dan sê 'n radikale Jesus. Wat sou dit beteken as ons sê dat Jesus was radikaal? Wat sou dit beteken Jesus was radikaal? Kom, hier was hier 'n paar skrifgeleerdes onder ons. Wat beteken dit as ons sê Jesus was radikaal? En eenvoudig een woordjie kan ek vanoggend sê, Jesus was 'n anti-boelie. In die skole word hierdie ding nou sterk gedryf en ek dink baie keer word hy misdryf. Elke tweede woord gaan oor boelies. Ek weet nie of julle dit al ervaar, julle wat kinders het op skool. Elke tweede ding, daai seentjie is 'n boelie. Daai dogtertjie is 'n boelie, maar vir Jesus was dit regtig anti-boelie. Wie het die wêreld geboelie? En as iemand die wêreld geboelie het, dan sou Jesus daaroor iets sê. Jesus was hierdie radikale ou, hierdie radikale mens God, wat radikaal iets gesê het teen die stelsel wat mense onderdruk. As ons nou in die hedendaagse tyd sou dink, dan kan ek vir julle beloof, dat as Jesus vandag hier geleef het, sou hy miskien daar in die heel agterste bank gesit het, nie veel gesê het nie, behalwe as hy gevra het, wat doen julle as gemeente in hierdie gemeenskap, waar verander julle hierdie gemeenskap? Maar wat ek vir julle wel kan sê, is dat Jesus sou op die munisipaliteit se voorstoep gestaan het, en hy sou vir die munisipaliteit gevra het, hy sou die askies, politiek is deel hiervan, want Jesus was 'n politieke figuur, of jy nou daarvan hou of nie, Jesus was 'n sterk politieke figuur. Hy sou op die voorstoep van die munisipaliteit gaan staan het, en hy sou gevra het, hoekom lyk dinge so? Hoekom betaal mense belasting? Gee aan die keiser wat hom toekom? Dit het hy gesê, gee aan die keiser wat hom toekom, maar die keiser, let wel op die woorde, toekom. Dan beteken dit dat die keiser 'n sekere klompie verantwoordelikhede het teenoor die mense onder wie hy regeer. Jesus Christus het beloof vir julle vanmôre, so op die voorstoep van die munisipaliteit gaan staan het en gaan vra, hoekom lyk dit so? Hoekom is daar arme mense aan die ander kant van die spoor, ek gebruik maar 'n voorbeeld, wat nie water het? Jesus sou hulle prompt uitgedaag het. Hy sê gevra, waarom trek julle soveel belasting, dat jy lag lekker? Jy sukkel jy met die water, ek weet jy sukkel. Met die armes. Aan die kant is goed. Jesus sou gevra het, wat op dan Anneke? Ja, weet, waarom is Anneke die spoor? Jesus sou gevra het, wat op dese aarde gaan hier aan? Hoekom trek julle soveel belasting van soveel mense se salaris af? En daar is soveel onreg wat in hierdie wêreld gebeur. Daar's soveel korrupsie. Nou dit is een van die goed, as jy dit dalk nie geweet het nie, ons gaan nou, ek gaan 'n bietjie die Bybelstudie opneem, en dan gaan ek dit op ons YouTube kanaal sit. Daar is soveel onreg wat Jesus in sy tyd aanspreek. Hy is anti-korrupsie. So as daar ietsie was, net 'n ietsie was, wat geblyk het of dit korrup was, dan sou Jesus iets daaroor sê. En hy sê dit ook teenoor sy eie kerk. Die Joodse sinagoges, onthou julle hoe die Fariseërs en die skrifgeleerdes hom gereeld met strikvrae probeer uitvang het, sodat hulle kon arresteer. Want hy sê die goed wat hulle ongemaklik maak. Hy sê die goed wat kerkmense in sy tyd ongemaklik gemaak het. Hy sê goed
wat die regering van sy tyd ongemaklik gemaak het. En al wat die Joodse rabbies en die fariseërs en skrifgeleerdes wou regkry, is om hom in diskrediet te plaas, sodat hulle hom uit die pad uit kan kry. Want hy is besig om met hulle besigheid te lok. Hy is besig om met hulle besigheid moeilikheid te maak. Hulle is veronderstel om te kyk na die Joodse mense en hulle rapporteer terug in die Romeinse regering. En dan kom Jesus en hy vra dieselfde vraag, hy vra, hoe maak julle met hierdie mense wat arm is? En ieder dankie, hoe maak julle met hierdie mense wat arm is? Hoe maak julle met hierdie mense wat besighede het? Ek praat oor die boere, besigheidsmense, mense wat salarisse verdien, wat 'n klomp belasting moet betaal. En wat kry jy vir jou belasting? Kry jy 'n lekker duik in jou voorwiel as gevolg van 'n pothol? Ons sit hier vanoggend as 'n goeie voorbeeld, ons het nie elektrisiteit nie. Daar is nie elektrisiteit, want die infrastruktuur is nie gedoen oor tyd nie. Jesus sou gesê, kerns, wat gaan hier dan? Dis hoe radikaal Jesus is. En ons het baie keer hierdie mooi beeld van Jesus, ons noem Jesus ook gereeld, ons leer ons kinders dit, lief Jesus, en dis mooi, dis kring. Jesus het ook wonderwerke gedoen. Hy het mooi goed gedoen, hy het beautiful goed gedoen. Maar Jesus was ook verdomd radikaal oor wat in die sosiale area van sy lewe aangegaan het. As iets verkeerd was, het hy daar gepraat. Veral as dit met onreg en met korrupsie, dan het Jesus nie stil gebly. Dit maak van Jesus 'n radikale mens. En wat het gebeur met hierdie radikale mens? Hy is die Romeinse ryk en deur sy eie mense, soos wat sekere mense sê, maar uit en uit deur die Romeinse ryk gekruisig om op die pad uit te kry, wat hy sê te veel. Hy praat te veel. Dink dan bijvoorbeeld in die pers die afgelope tyd, hoeveel ondersoeke daar is oor korrupsie in ons land, groot ondersoeke oor korrupsie in ons land. Jesus sou heel voor gestaan het en geluister het. Wat gaan hier aan? So Jesus wat radikaal is, beteken dat wanneer ons sê Jesus kom jou lewe radikaal verander, wat die res van die titel sê, beteken dit wanneer ons sê ons wil radikaal verander, Here, dit gaan nie goed met my nie. Here, dit gaan nie goed met die mense om my nie. Dan beteken dit as ons soos Jesus wil wees, as ons navolgelinge van Jesus Christus wil wees, dan moet ons so radikaal soos hy wees. En dis waar die moeilikheid uitkom. Dis waar die uitdaging uitkom, want as Jesus Christus vanoggend by daai deur instap en hy kom sit hier in die bank en hy steek sy hand op en hy sê dominee, jy moet jouself 'n dominee noem. Dominee, wat gebeur in Sandra gemeenskap? En wat doen julle aan dit wat in die Sandra gemeenskap gebeur? Dan sou dit so vir my, ek sou daar op die hoekie geword het. Jesus, ek weet nie. Ons probeer. Ons kan sê ons probeer, maar baie keer is probeer die woordjie waar agter ons skuil. Ons probeer. Ek werk hard, Here. Ek werk 7 uur in die môre tot 5 uur in die aand, as ek by die huis kom, ons sit op die skool, huiswerk en die kinders, en dis al hierdie goed. So ek op my hoekie gehardloop het, as ek met jou eerlik kan wees vanoggend, en dan vra Jesus vir my, wat se verskil maak jy en Adrian, wat die dominee van hierdie gemeente is, en so ek gaan wegkry dit. Ek probeer my bes, en nou kan ek ook met daai verskoning kom en sê, ek probeer my bes, Here. Ek probeer soveel beradingssessies inkry as wat ek wil, as wat ek kan, en ek probeer myself so goed as moontlik voorberei vir die woordverkondiging op 'n Sondagoggend. Maar dan sal die Here Jesus Christus vra, soos wat ek al in die verlede gevra het, as hierdie kerk sy deure toemaak, sal hierdie gemeenskap ons mishelp nie. Sal hierdie gemeenskap, ek herhaal, die NG Kerk op Sandra se werk mis as hy sy deure moet toemaak.
Of sal hulle net sê, another one bites the dust. Het is op my hart, wanneer ek praat van 'n radikale Jesus, dan wonder ek as hy vanoggend hier instaan, of ek my werk doen, of ons regtig ons bes doen. Wie is daai radikale Jesus wat ons lewens kom radikaal verander? Ons gaan nou praat oor persoonlik, hoe hy persoonlik jou lewe kom radikaal verander, maar ons moet ook wees vir die radikale Jesus. Ons moet ook wees en sê, baie keer, Here, ek het my manier van doen, en dan vra die Here baie keer, kom jy asseblief net uit die pad uit, dat ek net kom werk in Sandra gemeenskap. En dan vra die Here vir my nog 'n vraag. Adrian, is dit 'n Sondagkerk? Is dit 'n Sondagkerk waar mense gerieflik kan kom sit? Beautiful, ons is gemeenskap van die heiliges, ons kom sit en luister na wat die Here deur my sê. En Maandag, Dinsdag, Woensdag, lyk dit dan. Dan hardloop ek baie keer agter die preek nie. Dus kan sê, ja Here, ons probeer ons bes, probeer ons regtig waar ons bes. Is ons werklik deel van hierdie beweging wat Jesus geskep het, mense van die weg. En nou is baie goed om mooi onthou, Jesus het nie 'n nuwe godsdienst kom vorm nie, hy het nie. Hy was 'n Jood. Hy het gesê, binne in die Joodse godsdienst moet dinge verander. Want kyk, dan Edith, hoe swaar kry mense. Dis waar sy hand was. Waar mense swaar kry, waar mense seer het, waar mense aan die dood afstaan, waar mense nie kan deel met goed uit hulle verlede. Waar mense nog vashak aan goed van die verlede. En ek het geen probleem daarmee as jy 'n doppie drink nie. Baie mense drink 'n doppie op 'n Vrydag aand net om te kan vergeet, Here, van al hierdie pyn. Geen probleem daarmee as jy 'n drankie drink nie, glad nie. Ek probeer iets anders wys, dat ons probeer kamp met hierdie wêreld op 'n ander manier. En Jesus vra, staan jy net so 'n bietjie uit die pad uit? Ek weet jy het swaar, ek weet jy het issues, ek weet jy het goed van die verlede, ek weet jy het op hierdie stadium 'n klomp stres. Ek dink veral aan die boere, ek dink veral aan besigheidsmense, wat net in hierdie ongelooflike, moeilike wêreld moet funksioneer en besighede kan die gang hou. Kobus, hoe op dese aarde? Die regering maak dit net moeiliker en moeiliker en moeiliker. En dan sal Jesus kom staan en sê, dit werk nie so. En hy het dit gedoen. En dis waar ons gaan reis vir die volgende 7 weke. Waar het Jesus radikaal opgestaan en gesê, kerels, dinge werk nie so. En dan wil hy ons help om te sê, hoe kan jou lewe radikaal verander? Hoe kan jy radikaal loskom van die goed van jou verlede? Hoe kan jy die goed laat gaan? Hoe kan jy 'n nuwe mens word met 'n nuwe identiteit in Christus? Paulus skryf so baie van die nuwe identiteit in Christus. Maar baie keer is dit vir ons woordjies en ons verstaan dit nie lekker, want Paulus skryf baie keer moeilik, klop. 'n Nuwe identiteit in Christus. Dis waarna ons gaan streef die volgende 7 weke. Kom ons sit net so. En dan nooi ons hierdie radikale Jesus, wat radikaal was, wat radikaal steeds is vir jou vandag. Ons nooi hom deur gebed, om hier vanoggend by ons te kom sit, met ons stukke, met ons seer, met ons worries, en met alles wat daar buite aangaan, aan die opbrug. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, ons nooi vanoggend om hier reg langs ons te kom sit.
En ons weet, Here, as U vanoggend hier moet inloop, dan gaan U nie noodwendig smaak nie. U gaan nie noodwendig trots wees op ons almal nie. U gaan ook vir ons vra, waar is julle op die randskante van die samelewing? Waar is julle? En dan gaan ons, Here, moet bely vanoggend. Dis vir ons moeilik, ons weet nie. Ons is so besig om te probeer oorleef, dat ons baie keer so in onsself verkeer is, dat ons sukkel om te verstaan, en om sukkel te kry om tyd te maak vir U koninkrykswerk. Here, ons is so geseën, as gemeente, as mense, wat vanoggend hier in die kerkbank kan sit en nie in ICU lê nie, is ons so geseën, om gesond hier te kan sit. Elkeen met hulle eie klein skete en ware, dit weet ons, Here, maar ons kan hier sit. Daar is nie een van die pyp in ons gekoppel nie. Dan vra ek, Here, U wat die radikale Jesus is, U wat radikaal om lewens verander het, en tot vandag die lewens verander, dat U dit sal moet doen, hier tussen ons, die 7 weke wat voorlê. Om verander ons radikaal. Help ons, Here, om ons probleme toch op aan te vat. Om te sê, ek stap hierdie pad, want die Here Jesus Christus stap hierdie pad reg langs my, reg voor my, reg agter my. Dat ons niks sal vrees, want U is 'n God van liefde, U is nie 'n God van vrees. Here, kom ontmoet ons, U wat die radikale Jesus is. Kom ontmoet ons en kom verander ons harte radikaal. Dis ons smeekgebed vanoggend in Jesus naam. Amen. Jesus was hierdie plattelandse man, die seun van God, God homself, maar ook 'n rebel op homself. 'n Rebel wat gesê het, onreg sal ek nie duld nie, boelies sal ek nie duld nie. En hy het vasgestaan in sy identiteit in God. Dis hoe hy dit reg gekry het. Vasgestaan in sy identiteit van God. Want ons hou daarvan baie keer om mekaar te ryk. Ekskuus dat ek die Engelse woord gebruik. Die Afrikaans werk nie so mooi nie. Ons hou daarvan om mekaar te ryk. Ons ryk mekaar in die volgende paar goed. Wie verdien die meeste geld? Wie het die meeste pelle? En wie het dit gemaak? My pa het altyd daarvan gepraat, jy moet dit net in die lewe maak. Jy moet dit net maak in die lewe. Dis hoe ons baie keer ons identiteit definieer. Wie is jy? En nou wil ek vanoggend vir jou vra, as jy vanmôre voor die spieël gestaan het, kon jy behalwe jou naam regtig, en ek sal dit oor en oor sê, regtig kon sê, wie is jy meer as net jou naam en jou van? En dis waarmee Jesus ons gaan help in die volgende paar weke, is wie is ons identiteit? Wie is jy regtig? Ons meet ons seëninge in hoeveel sukses ons het, hoeveel beheer ons kan toepas in hierdie wêreld oor ons mans, ons vrouens, ons hou daarvan ons mans en ons vrouens te beheer, selfs baie keer. Hoeveel invloed het ons in hierdie wêreld? Maar belangrik, hoeveel mense kan ons beheer? En dit raak vir ons baie keer 'n magspeletjie, dieselfde magspeletjie waarteen Jesus die heeltyd sy mond uitspoel. Ek mag nie my vrou beheer nie, ek mag nie my man beheer nie, ek mag nie my werknemers beheer nie. Natuurlik het ek sekere take en sekere goed wat gedoen moet word, maar ek mag nie 'n magspeletjie speel nie, want dis die goed waarteen Jesus die heeltyd gepraat het. Ek mag nie magspeletjie speel nie.
Jesus klim op 'n berg. Hy klim op 'n berg. En vir baie van julle is dit ongelooflik bekend. En ons gaan gedeelte hiervan vanoggend net vinnig ontdek. Hy klim op 'n berg en hy staan voor 'n klomp mense en hy sê die volgende radikale goed. Hy sê die volgende radikale goed. Hy klim eers, sien ons hierdie teks gaan lees op Matteus 5. Die eerste gedeelte sê, vertel maar net van Jesus tot hierdie berg gaan klim en hy staan voor hierdie klomp mense en hy sê die volgende goed. Hy sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk vir hom. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk. En ek wonder baie keer hoe afhanklik is ek van die Here. Die Here sê eintlik vir my gereeld, kom jy net 'n bietjie uit die pad uit jou ego en alles wat jy dink is die regte antwoord. Kom jy net 'n bietjie uit die pad uit. Jy wat dink jy het al die oplossings, jy wat dink jy weet alles, kom jy net so 'n bietjie uit die pad uit. Dat ek net regtig kan kom doen. Maar Jesus sê, geseënd is hulle wat afhanklik is, wat sê, Here, ek kan nie die goed doen nie. Ek kan nie deel met hierdie wêreld van onreg en korrupsie nie. Ek kan nie deel, miskien met jou huwelik op hierdie stadium. Geseënd is hulle wat sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Ek kan nie, maar U kan. Gee my krag. Geseënd is hulle wat afhanklik is van God, want aan hulle behoort die koninkryk, want en as Jesus praat van die koninkryk, dan praat hy van die nou en daar waar hy staan. Die koninkryk het gekom, het hy aangekondig. Die koninkryk het reeds gekom. God het gekom om 'n ander wêreld te skep. En dan gaan hy verder. Geseënd is, dit lyk my wêreld, Pieter. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En nou klink dit half asof ons swaar kry, treur, asof Jesus swaar kry en treur romantiseer, as ek die mooi Afrikaanse woord gebruik. Of hy nou sê, julle wat treur, dit is julle wat geseënd sal wees. Is nie wat Jesus hier doen. Jesus sê nie geseënd is die wat treur, die wat hartseer is, want hulle sal vertroos word nie. Hy bedoel hiermee, julle wat swaar kry op een of ander manier, ek sal jou kom vertroos. Julle sal die geseëndes wees. En onthou wat het hy nou net in die vorige vers gesê, geseënd is hulle wat afhanklik is van God. So hierdie goed lees ons baie keer so uit mekaar. Die goed is so by mekaar. Jesus bedoel dit as so by mekaar. Geseënd is die wat afhanklik is. Geseënd is die wat treur, want hulle wat afhanklik is, sal vertroos word. Dis mos nou makliker. Hulle wat afhanklik is, sal vertroos word. Julle wat swaar kry onder regering. Ek gaan nie julle omstandighede moet verander nie. Dis julle werk, wat julle moet gaan doen soos wat ek gedoen het. Maar ek gaan saam met julle staan. En in hierdie proses gaan jy dalk seer kry. Maar geseënd is die wat afhanklik is van God, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges, goeieste, hier is 'n moeilike. Geseënd is die sagmoediges, geseënd is die sagmoediges. Ek sukkel baie keer met daai julle. Ek besig is met goed of ek met my alledaagse lewe en daai meertjie wat ons so het, dinge nie ons wy gaan nie, dinge nie ons maniertjie gaan nie. Dan is dit verskriklik moeilik om baie keer sagmoedig te wees. As mense jou trap op een of ander manier. Onthou die radikale Jesus. Hy sê, hulle wat vertrap. So wat Jesus nou hier doen met die sagmoediges, hy sê, ek nooi jou uit. Ek nooi jou uit om afhanklik van my te wees, dan sal ek jou vertroos,
En dan sal ek jou die krag gee om sagmoedig te wees met ander mense. Wat is 'n moeilike ding? Om sagmoedig. Geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aard ontvang. Hulle sal in hierdie nuwe koninkryk, wat hier en nou is, ons dink baie keer aan die koninkryk as eendag hemel toe gaan. Jesus praat van die koninkryk in die hemel, net so ook op die aarde. Hierdie koninkryk waar julle nou in leef, geseënd sal julle wees as julle sagmoedig is met mekaar. Man en vrou, werker, werkgewer, taxi driver, jou bakkie. Ja, taxi driver, jou bakkie. I know. Gebeur my gereeld en I don't like it. Geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aard ontvang. Hulle sal leer om nie te leef op die aarde. Geseënd is die wat honger en dors is, en wat reg is, want hulle sal versadig word. Sien julle hoe hierdie saligsprekinge van Jesus direk praat teen die korrupsie van sy tyd, die onreg van sy tyd, die onreg wat in sy wêreld gebeur. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Nou, haak ons koppe gewoonlik heeltyd hier vas is geseënd na hulle wat honger en dors is. Jesus sê pertinent na die wat dors is, na wat reg is. Hulle wat die regte ding doen. Daai kontrak wat jy dalk kan kry, maar jy weet, iewers is daar 'n ANC of 'n EFF knaap as die middelman. Iewers is daar 'n middelmannetjie wat 'n paar skille gaan haak. En jy weet hier in jou gut iets not right. Jy weet dit. Dan sê Jesus, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Geseënd is julle. As jou baas jou op so 'n manier hanteer wat onregverdig is teenoor jou, dan kom Jesus en hy sê, geseënd is die wat dors na wat honger en wat reg is. En dan sê hy ook, skud jou voete af. Skud jou stof van voete af. Want hulle sal versadig word. Hulle wat soek na wat reg is, hulle wat die regte ding doen, en weet dat die Heilige Gees die hele tyd hier in my hart praat oor as dit ding verkeerd is. As dit ding verkeerd is, jy nou ding dood. Hulle sal versadig word. Jesus praat hier metafories en hy praat ook fisies. Julle sal versadig word. Julle, weet jy wat dan nie? En ons label nou nie vanmôre mense nie, maar die mense aan die oorkant van die trein kom, julle NG Kerk Sandra, as julle nie seker maak, hulle wat nie kan werk nie, daar is nou verskil. Ek het hierdie bekende ding ek hierdie week op WhatsApp gesit. If you pray for God to move mountains, you must be willing to wake up next to a shovel. If you pray that God move mountains in your life, you must be willing to wake up next to a shovel. So daarmee sê ek saam, ons verantwoordelikheid, sê Jesus Christus, is om na hulle te kyk wat nie na hulle self kan kyk nie. Hulle wat gestremd is, hulle wat oud is, wat nie meer kan werk nie, maar die wat kan werk, if you want to move mountains, you must be willing to wake up next to a shovel. Jy moet jou kant bring. Maar teen ons gemeenskap wat regtig nie hulle kant kan bring, dis Jesus waartoe God ons roep. Ons is nie mense wat sommer net passellas uitdeel nie. Ons elkeen het 'n verantwoordelikheid in hierdie gemeenskap. Ons elkeen moet ons kant bring. Die mense wat nie dit kan doen. Jesus sê, asseblief, NG Sandra, gaan julle na hulle toe. But if you want to move mountains, you must be willing to wake up next to the shovel. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek het eintlik enigiets om verder te sê as dit wat ek net gesê het. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Onthou die treurding, onthou die koninkryk. Onthou alles wat Jesus nou net gesê het. As jy so is met mense, as jy sagmoedig is met mense, dis deel van barmhartigheid om sagmoedig te wees met mense. Jy kan 'n skerp woord vir iemand gee, dis nie barmhartig wees nie.
As jy met mense met respek werk, dan is jy barmhartig teenoor hulle siele. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Ek kan nie meer klem daarop lê wanneer ons met 'n radikale Jesus werk en ons kyk hoe radikaal hy was. Daai ding van you must be willing to wake up next to the shower. Is tweeledig. Dit gaan vir ons as gemeente en 'n gemeenskap onder mekaar en dit gaan ook vir die mense wat net dink die lewe skuld te wees. Ons kan nie so werk. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys. Gaan lees gerus sy saligsprekinge, gaan tot by vers 12, daar's nog baie. Ons gaan nog by hulle kom. Geseënd is die wat arm is van gees. Dit beteken, geseënd is die wat afhanklik is van God. Die Griekse woord, ek kan nou nie slim klink nie, maar die Griekse woord klink is Pachoi. Geseënd is die wat weet dat hoe afhanklik is. Dit beteken nie dis iemand wat arm is van gees, dis iemand wat nou nie van die Here weet nie, dis iemand wat dom is. Ons het baie keer hierdie ding van mense is dom. En hulle is nou die armes van gees. Nee. Die armes van gees is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. En wanneer ons nou op sosiale media gaan, ons gaan gewoonlik op sosiale media, dan gaan dit oor algoritmes. Wat is die belangrikste goed wat jy kyk? As jy 'n klomp goed kyk, dan pop ons nou die hele tyd dieselfde tipe van as jy daar wie jy baie visvang kyk, dit gebeur met my. As ons baie visvang kyk, dan kom daar baie visvang op jou sosiale media, maar dis hoe hierdie goed werk met algoritmes. Jesus draai hierdie algoritmes van ons heeltemal om, totaal om. Wat die belangrikste goed is wat ons so op sosiale media kyk, is die goed wat eerste opkom. Jesus sê, die minder belangrike goed, dis die goed wat die belangrikste is. Dis hoe radikaal Jesus is. In die korporatiewe wêreld word jy geëvalueer met 3 goeders, en miskien om Janie, jy kan ook met my saamstem. In die korporatiewe wêreld word jy geëvalueer met die volgende goed: uitsette, groei en resultate. Kan jy daai goed lewer? Uitsette, groei, kan jy groei? En wat is die resultate wat jy lewer? Dis hoe ons in die korporatiewe wêreld gemeet word. Jesus kom en hy sê, ek meet jou my kind in jou kwesbaarheid, jou afhanklikheid en jou hart vir geregtigheid. Jou kwesbaarheid, waar tye wat ek met jou baie swak gaan, hoe afhanklik jy is van my en hoe jy teen geregtigheid opstaan. Kan julle hoor hoe verskillend Jesus van sy tyd werk? Ons sê uitsette, resultate, groei. Dis wat ons sê. Ons sê daai uitsette, resultate, groei. Jesus sê kwesbaarheid, afhanklikheid. Dis hoe ek jou hoe afhanklik is jy. Geseënd is die wat afhanklik is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Die saligsprekinge van Jesus in Matteus 5 is 'n uitnodiging. Is 'n absolute uitnodiging om uitkyk na 'n nuwe lewe, om anders te kyk na die lewe, om anders te reageer op hierdie wêreld en sy krisisse. En dit vra ook van jou dat jy sal weet waar is jou beperking. Nie almal van ons kan alles doen. Nie almal van ons kan 'n siviele ingenieur wees. Nie almal van ons kan dit doen. Nie almal van ons het dieselfde hoeveelheid gawes. Ken jou beperking. Om sagmoedig te wees, geliefdes, ek sluit amper af, is 'n keuse. Dis 'n keuse. Dis nie 'n swakheid nie. En ons wêreld werk en ons so, ons manne moet nie sagmoedig wees nie, want dan wys jy jy's weak. Jy wys jy's weak as jy nie sagmoedig is nie. Jesus sê, sagmoedig is 'n keuse en dis 'n talent en 'n gawe
van iemand wat regtig my volg, is om sagmoedig te wees. Wat breek jou hart? Waaroor raak jy kwaad? Partykeer werk dit so in die lewe dat eers wanneer jy niks het, leer jy wat alles beteken. Toe ek niks gehad het nie en ek het niks gehad om te bewys nie. Ek geleer, ek het niks om te bewys nie. Ek kan net sê ek is afhanklik van God. Die milies wat daar buite staan, julle besighede, niks behoort aan ons nie. Absoluut niks behoort aan ons nie. Dis die een ding wat die Here op my grondpad vir my geleer het, is die oomblik wanneer ek besef dat niks aan my behoort nie. Ek in volle afhanklikheid van hom leef. Want ek niks om te bewys nie. Want ek niks om oor in die aand wakker te lê en oor te stoei. Ek het net sekere keuses om te maak en my kant te bring. Wake up, next to a shovel. Sluit af, waar lê ons identiteit? Waar lê ons afhanklikheid van God? As Jesus Christus, die radikale Jesus hier moet instap, dan sal hy vir ons vra, julle hoef nie te worry oor wat in Timbuktu of Doe in Noord-Afrika aangaan nie. Hy vra, wat gaan hier in ons gemeenskap? Hulle wat nie vir hulle self kan sorg nie, die ou mense, die krepeles, die swakkes, het julle my gevolg. Gee ons oor, al is jy partykeer seer, al is jy kwesbaar, of voel jy dat jy partykeer faal, kan ons in daai moeilike oomblikke oorgee. Kan ons in daai moeilike oomblikke oorgee. Geseënd is die wat afhanklik is van God. Geseënd is die wat sê, Here, ek en al my plannetjies, ek staan vir 'n oomblik net terug. Ek het my planne en ek moet my planne maak en ek moet wakker word langs die graf. Maar kan eers asseblief net voorvat vir my reis. Amen. Kom ons bid saam. Geseënd is die wat afhanklik is van God, want aan hulle behoort alles. Leer as ek het, Here, help dat dit vanoggend nie net woorde is wat ons uit die woord uit lees nie. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle is van U. Afhanklik ons besighede, afhanklik ons huwelike, afhanklik ons kinders, afhanklik ons werke, afhanklik ons gesondheid. Geseënd is die wat afhanklik is van U. Geseënd is die wat afhanklik is vir die werk van die Heilige Gees in ons alledaagse lewens. Here, U praat daar van sagmoedigheid. Geseënd is hulle wat sagmoedig is. Here, ons bely vanoggend, sagmoedigheid is nie vir ons noodwendig 'n maklike ding. Is nie 'n maklike ding. Om sagmoedig te wees teenoor almal in my lewe, wat U oor my lewe stuur, is nie 'n maklike ding. En daarom vra ons, Here, dat die radikale Jesus, U wat radikaal is, radikaal ons harte kom verander, vanoggend met dit. Dat ons radikale sagte woorde het vir mekaar. Woorde wat mekaar opbou in plaas van afbreek. Here, ek bid my slotgebed vanoggend, elkeen wat hier sit, wat treur, oor wat ek ook al mag wees, wat ook al nou in jou lewe aangaan, elkeen wat treur, Here, dat U hulle sal vertroos.
Miskien het ons so uitgesien na 'n ding wat so reg sou werk, en dit het nie. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Mag ons vashou, Here, vanoggend aan hierdie belofte, dat U ons sal kom vertroos, maak nie saak wat gebeur nie. Ek smeek U, Here, stuur ons uit, soos U uitgegaan het, om radikaal Jesus in die wêreld te wees. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en ook Sondag. Maar die belangrikste, Maandag tot Saterdag en dan ook op 'n Sondag. Here, help ons om mooi te praat met mense. Want so bou ons die koninkryk, het ons nou net gelees en gehoor. Dit bou die koninkryk. En Jesus naam dan ons daarvoor. Dat U hier is by ons. Kom verander ons hele harte radikaal, Here. Ons bid vanoggend, kom leef hier in ons hart, kom woon in ons hart. En maak ons nuut, maak ons vry. Maak ons disippels van die koninkryk.